Hallo en baie welkom by Jaco Kwadraat se Geniet jou geld potgooi. Hier waar ons finansies probeer prakties, persoonlik en net so rapsie pret maak. Ek weet nie van die pret nie, prof, maar 2 Jaco's dubbel die wysheid en dit alles belastingvry. Nou daai klink vir my na waarde vir geld, Jaco. Dit was ons lyne mooi geoefen. Nou was so 'n bietjie 'n hap, maar ons gaan maar net aan, prof. Jaco, ons het vandag baie belangrike gaste hier saam met ons in die ateljee. Ja, dis 'n voorreg om vir ons die 2 Forse manne hier te hê wat so 'n bietjie met ons gaan vertel. Jou pa vertel allerhande goed. Hy vertel hoe oulik werk julle met geld en hoe baie sakgeld hy vir julle gee. En Jaco glo my glad nie en Ja. nou wil hy dit by julle hoor. Nou wil ons hoor op kamera, wil ons hoor of dit die waarheid is. So manne, baie welkom, Marcus en Heinrich. En Dis baie ordentlik, julle moet bietjie praat manne, praat. Ek wil daarom net vir balans sê, ons gaan ook later 2 dames hier saam met ons hê. Jaco se kinders, want ek meen as hy nou vir my so wil uithaal, dan moet ons daarom net die favoriete in. Prof, al wat ek kan sê daaroor is jammer aan julle 2, maar die 2 wat kom is definitief mooier as julle 2 hoor. Julle moet graag meer van geld weet en meer geld kry. Ja. Maar Jaco, ek het nou al gehoor dat mense sê kinders gaan soms uit jou huis uit, hooplik uit jou huis uit, maar nooit uit jou sak uit nie. Nou ek het nou al vir my kinders baie mooi verduidelik dat deel van my aftredebeplanning is om net toe te sien dat hulle vir hulle self kan sorg, want dan weet ek nie wat gaan ek met al my geld doen nie. Prof, ek het gehoor hulle sê uit die huis, maar nooit uit die sak uit nie. So ek dink wat belangrik is vir ons kykers, ons wil jou eintlik hierso hopelik. Ons kan nou nie, alhoewel jy kan ons 'n bietjie uit ervaring uitpraat. So 'n bietjie leer hoe om die kind uit jou huis te kry. Nie dat ons daar gaan praat nie, maar eintlik hoe om hy uit jou sak uit te kry. Ja, want natuurlik as ek nou die dag kleinkinders het, dan wil ek daardie oupa wees waar die kleinkinders mal is. Ek wil soveel ekstra geld hê dat ek vir hulle kan sweeties koop. Alles kan koop wat ek vir hierdie 2 altyd voornee gesê het. Prof, jy is heeltemal te synig daarvoor. Dit gaan nie gebeur nie. Dink jy dit sal ooit gebeur? Ja. Ja, hy is te synig. Ek dink so. Alhoewel ek het al gehoor oupa se snaakse goed, daar verander iets. So ons Ja. sal maar sien. Maar Jaco, ons praat Alhoewel vandag. jy is nou al oupa, prof. So Ek gedra my baie jonk, nê. is dit. Ja. Ek wil vandag praat ons nou oor sakgeld en juis oor hoe belangrik dit is om ons kinders hierdie waardes en hoe om met geld te werk te hanteer. Maar Jaco, soos 'n goeie akademikus nou sal doen. Ek kan nou 'n maar net bietjie vir julle navorsing. ek kan nou maar net vir julle sê, julle kan nou maar terugsit, ontspan, vang 'n slaapie, want as jou pa begin met sy navorsing, né, dan weet julle geen opwinding hierson nie. Ek het dit nie opgemaak nie. Hierdie kom uit die boeke uit. Dit maak die saak is nog steeds boring. So Jaco, in 2023 in die FSA het 18% van alle jong mense tussen 25 en 34 nog by hulle ouers aan huis gebly. Prof, hulle het definitief nog nie na Jaco Kwadraat geluister. Hulle het nie, en die ergste was nou met my 2 seuns hier, die meeste van hulle was mans. Okay. Dan in die Europese Unie, so bietjie noorder, het Noorder. 30 Noorder. Noorder. Ek dink meer oos, prof. ooster, Ooster. maar het 30% van alle 25 tot 34 jaar. Wag net gou. Ons moet dalk iets van geld wees, maar van geografie lyk my weet jy niks. Maar okay. Ek het nogal van aardrykskunde gehou op skool. Is dit? Het jy meer geleer van Noorder? Was jy in dieselfde skool as hulle? Ekskuus, ons gaan nie persoonlik nie. In Europa het 30% van daardie selfde ouderdomsgroep tussen 25 en 34 nog by hulle ouers gebly. En ten minste is Europa noorder van Suid-Afrika. Ek dink dis waar jy vandaan Net gekom so. het. En Jaco, as ons dit dan nou afbring na Suid-Afrika toe, jy sien, Okay. Suider. het die Old Mutual Savings Monitor bevind, ek dink dit was ook in 2023, dat tussen 41 en 43% van werkende Suid-Afrikaners vir meer as een generasie moet sorg. Met ander woorde, vir hulle ouers en of hulle kinders. Okay, so ons gaan nou die een kant aanspreek. Ons gaan nou probeer sodat ons nie na ons kinders hoef om te sien as hulle daai ouderdom bereik nie. So prof, kom ons begin so 'n bietjie, kom ons noem dit prakties teoreties. Wat is sakgeld? Wat is jou siening van sakgeld? En ek moet nou nie die boeke aanhaal nie. Sê net vir ons kykers, hoe sien jy sakgeld? Hoe bestuur jy sakgeld in die huis? Jaco, ek sien sakgeld as daardie geld wat ek my kinders gee vir hulle daaglikse persoonlike uitgawes. So
dit kan 'n paar rand insluit om te spandeer, soos wat hulle na goeddinke dink, en ons kykers behoort al te weet dat ons glo ook selfs in sakgeld vir ouers, maar dan is dit vir my meer om hulle te leer, gee ek vir hulle van die geld wat ek in elk geval op hulle sou gespandeer het. So, maak nou die saak of jy nou by 'n groot dierwinkel gaan klere koop of dalk by 'n tweedehandse winkel gaan klere koop nie. Jy gaan kleregeld moet spandeer op jou kinders. Hulle gaan sekere skooluitgawes moet hê. Hulle gaan dalk deodorant hê as die manne bietjie groter is met die harde behaarde, skeermes, lemmetjies en die tipe goed. So ek kanaliseer daai geld ook na hulle toe sodat hulle kan leer om dit te bestuur. So prof, net amper om saam te vat, sakgeld is nie gelyk aan spending money nie. Dit kan aanvanklik wees, en ons gaan nou net daaroor praat, maar ons sien sakgeld nie as geld wat kinders net spandeer soos hulle wil nie. Nee, en daarom sê ek dat, maak nie saak eintlik wat jou huishouding inkomste is nie. As jy kinders het op wie jy geld spandeer, kan jy eintlik vir hulle sakgeld gee om hulle hierdie beginsels te leer. Ja, so sakgeld is nie 'n addisionele uitgawe bo wat jy reeds spandeer nie. Jy koop in elk geval vir jou kinders klere hopelik. Kry jy dan nou. Ja. Jy moet dit self koop met jou Ja, sakgeld. ons koop Okay, dit maar in self. elk geval, dis goed wat jy in elk geval sou gekoop het. Al wat jy doen in plaas dat jy dit koop, gee jy die geld vir die kind dat hy kan self leer om dit te bestuur. Ja, en dan natuurlik Marcus, as jou das nou 'n gaatjie in kry as gevolg van die swysmasjien by die skool, dan Ja. verstaan jy dit nê. Ja, Nou ja, Wie moet dan nie das vervang? ek Ja, jy het jou sakgeld uit. nie uit my skoolklere gehad. Jy skool, okay, maar daai deel van jou Ja. sakgeld. Ja. Okay. So Jaco, kom ons praat gou 'n bietjie voordat ons nou met die twee manne gesels, oor wat ons sien as die kernbeginsels van sakgeld. Jaco, Okay, ek luister in spanning. die eerste een is, en jy het ons het al eintlik so 'n bietjie daaraan gesluit. Dis nie spandeergeld nie. Dis nie geld om sodat hulle kan alles doen wat hulle wil nie. Daar is 'n stukkie spandeer in Daar wat is 'n hulle kan stukkie, maar dis gebruik, nie maar hulle alles. moet dit ook bestuur. Ek meen as dit op is dit op. Ja, dit is so. En want vir my is dit ook belangrik dat daardie, as hulle wil meer hê, as hulle wil ekstra hê, dan moet hulle werk daarvoor. Dis belangrik dat kinders moet leer dat geld saam met werk kom. Heinrich, ekskuus, pappa gaan nou sommer direk op jou pik want ek dink nou aan iets. Wat het gebeur? Vertel bietjie vir almal, wat het gebeur verlede Woensdag toe jy saam met Rikus hulle wou gaan fliek het? O ja, ons wou ek wou saam met my vriende, want dit was verlede Woensdag 'n vakansiedag toe ons 'n movie gaan kyk het. Maar dit was die week voor dit Comic-Con, so ek het nie geld gehad nie. Toe het ek sommer daai oggend altyd ons ouers se karre gewas sodat ek bietjie geld het om movie te kan gaan kyk. Daar's hy. So Jaco, nou leer die kinders dat geld kom saam met werk. Dis nie iets wat uit die lug uitval nie. Maar die ander kant van die muntstuk is ook wel daar sekere take wat 'n kind in 'n huis moet verrig en daaroor moet elke ouer besluit, maar daarvoor gaan jy hom nie betaal nie. As dit iets is wat van jou verwag word om te doen as deel van die huishouding, kom ons sê Kan ek skottelgoed jou sommer was. sê, ja. In ons huis moet Heinrich die skottelgoedwasser uitpak en daarvoor word hy nie betaal nie. Marcus is veronderstel om die swembad skoon te hou Stel, en daarvoor word hy nie betaal nie. lyk my doen dit ook nie as ek dit so luister. Ek moet praat leer, nie uit ek nie. moet leer oom. Een keer in die lewe wat leer 'n lekker verskoning is, né? Jaco, so om daarbey aan te sluit, dis ook nie 'n omkoopmiddel om kinders te kry om te doen wat jy graag wil hê hulle moet doen nie, want dit werk nie eenvoudig in die regte lewe so nie. My baas kan probeer, dit sal dalk werk, maar dit gebeur nie. Hy sê maar net doen dit. Jaco, dan die volgende ding is hierdie geld en ons het daarin ook so 'n bietjie geraak. Die kinders moet leer dat ons geld vir verskillende goed kan gebruik. Die eerste een is om te spandeer. Jy moet klere koop, jy moet badkamerbenodigdhede koop. Jy kan geld spandeer op lekker goed soos om saam met jou vriende te gaan fliek, maar jy moet ook leer om 'n stukkie te spaar. En dan dink ek is dit ook veral in vandag se tyd waar ons so maklik op onsself net kan fokus, moet kinders ook kan leer om 'n gedeelte van hulle geld te kan weggee. Vir die kerk, vir mense wat minder het as hulle, vir maats wat minder het as hulle. Ja, en vir kleiner kinders kan dit dalk 'n idee wees om aparte koevertjies te hê, want dit is so 'n bietjie meer prakties vir hulle, of 'n flesie om te sê, hier's ons R10 vir dit, hier's R20 vir dit, hier's R30 vir dit, en jy haal daar uit geld en jy die geld wat uit 'n fles of 'n koevert kom word slegs vir daai item aangewend. Logies as hulle kleiner is, as hulle ouer Ja, is dan Jaco, ek dink dis 'n uitstekende idee. Inteendeel wil ek sê, ek dink dis waar mense moet begin.
dat die kinders die harde geld die fisiese geld kan voel, dat hulle kan sien hoeveel dit is, dat hulle kan sien dit word minder as ek dit weggee. Want anders raak dit baie abstrakt as jy met 'n bankkaart eers te werk. En dan prof, moet hulle begroot? Weet hulle iets van begroot? Man, laat my hulle vra. Moet jy hulle begroot? Nog nie. Nog nie. Nog nie, as jy dan nog. Nee, maar- hulle is op daai stadium waar ek eintlik maar die begroting vir hulle doen, gebaseer op die vorige jaar se werklike. Okay. Met Janu wat nou al op universiteit is, ons oudste, hy moet sy begroting doen want hy het nou al genoeg ervaring daarvoor. Okay. So dit kan hulle ook leer om te begroot en dan Jaco, ek dink ons as ouers, kinders tree baie keer meer op oor wat hulle sien as wat ons vir hulle leer. So ons as ouers moet leer om hierdie selfde beginsels, 'n begroting om jou geld reg te bestuur, vir die kinders wys. Okay, dis wyse woorde. Wil jy nog iets sê of gaan ons hulle 'n laaste een wat ek dalk net wil noem is natuurlik moet 'n mens vir kinders kan leer om te spaar. Ons het gesê een van die goed is spaar. So wat baie ouens doen en wat ek al by Dave Ramsey ook gehoor het, is hulle sal vir die kind sê vir elke rand wat jy spaar sal ek 'n rand bysit. En ek weet dit werk nie in die werklike lewe so nie, maar met as hulle veral as hulle klein bedragies geld het, gaan om die effek van saamgestelde rente te sien baie langer vat. So dit kan 'n goeie manier wees om kinders te motiveer en om dat hulle kan sien daar's voordele daarin om te spaar. Okay, prof, ek dink ons het nou al baie gepraat. Ek sien ons tyd begin alweer ons opvang en hierdie manne sit hier in spanning en wag vir die moeilike vrae wat ons hulle gaan vra. So kom ons vra gou die eerste vraag en ek wil hê elkeen van julle moet antwoord. Ek sal maar by Marcus begin aangesien hy die oudste is. Okay. So Marcus, wat het jy al geleer oor finansies deur jou eie geld te bestuur? Net so baie vinnig. Is dit maklik? Nee, dis moeilik. Dis nie lekker, of dis lekker, jy voel trots, maar dit is ook nie lekker nie, want jy sien waar jy foute maak en waar jy nie moet spandeer nie. Ja, Okay, maar mens leer hom uit, né? ja, Dit is ja, jy leer. hopelik. Ja. Dink jy Marcus dit help jou om jou geld beter te spandeer of dalk meer noukeurig of op die regte goed te spandeer? Ja, ek dink so. Man van min woorde. Ja. Heinrich, wat het jy al geleer? Wel, ek voel dis baie dat as ek my eie geld lê, dan is dit vir my baie moeiliker om my geld uit te gee op iets. Want ek wil dit graag hê, maar ek sal liewer iets anders wil koop wat beter is met die geld. So dan maak dit baie soos jy leer om jou geld op beter goederes te spandeer. Ja, ek kan net noem, veral met Heinrich, een van die grootste fights wat ons in die huis het, is as Susan vir hom sê, ek dink jy het 'n nuwe broek nodig, ek gaan jou dorp toe vat, dan weier hy, want hy wil nie sy geld uitgee nie. Dan net, ons het so vinnig vooraf gepraat, maar julle het gesê, julle weet nie eintlik hoeveel julle maat sakgeld kry nie. Maar Marcus, jy het toe gesê, jy dink julle kry sakgeld nie. Wat gebeur by jou maats? Ek dink dit hulle ouers koop vir hulle wat hulle wil hê. Okay. Ja. En dink jy hulle leer dan so 'n bietjie van geld bestuur so? Nee. Okay. En dink jy hulle ouers sê gereeld vir hulle nee, of dink jy hulle kry min of meer eintlik alles wat hulle wil hê? Ja, ek dink hulle ouers sê vir hulle nee, maar soos hulle hoef nie te worry oor, sê net maar dit eintlik hulle ouers sê net ja, as dit nie soos iets is wat hulle ouers nie sal toelaat hulle moet hê nie. Soos sê net maar drank en goed, dan sê hulle ouers nee. Maar hulle hoef nooit te worry, sê net maar hulle wil gaan golf speel. Soos okay, nee, is chill, my ma sal vir my betaal, my pa sal vir ons betaal en dit. So hulle hoef nie te worry oor dit, maar hulle leer definitief nie 'n les daar. Maar ekskuus Jaco, ek wil sommer vir Marcus oor die golf speel. Jy het daar ook nou die dag 'n les geleer toe jy en jou maatjie wou gaan golf speel het en hulle wou 'n golfkarretjie hier en wat het toe gebeur? Nee, toe is die golfkarretjie baie duur en toe het my pa gesê ek moet my finansies op datum bring en toe het ek nie genoeg spending money nie. En die golfballe was ook duur geweest. Ek dink soos die nuwe balle was R50 'n bal en die tweedehandse balle was R15. Toe koop ek maar tweedehandse balle. Maar ons wil nou môre ook gaan golf speel. So toe ek nou toe ons my boetie by die country club gaan aflaai het gister toe ek golfballe gaan optel. Nou Kan ek gou hierso raad gee, prof? Jaco. Sorg dat jou kinders op hierdie ouderdom al nie van golf hou nie. Want golf kos jou net geld, vra my. Maar wat ek wel kan sê, in Potch by die landbouklub speel mens verniet in die week skool kinders. Julle weet dit, né? Ja, dis hoekom ons môre gaan speel en nie Vrydag nie. Okay, en dan Marcus, ek gaan nou op jou gou pik. Ek het al gehoor een keer het jy so 'n bietjie
meer spandeer van jou spending money as wat jy moes. Jy het van die ander geld gebruik. Wat het toe gebeur? Ja, toe was my kaart vir my afgevat en toe so elke keer as ek toe iets wou spend, dan kon ek net nie vir op myself en dan as ek moes klere gekoop het, moes ek eers die kaart en dan het my ma saam met my gegaan om seker te maak ek koop klere. Ja. Soos 'n harde huishouding daar by die Forsie. Ja, maar sê as dit swaar gaan also. So Heinrich, ons is nou so amper daarom klaar met julle. As daar nou een ding is wat jy sou wou sê of wou deel met die mense wat kyk of luister, wat sou dit wees rondom sakgeld of geld? Jo, Jy moet gewaarsku van hierdie moeilike vrae. Ek weet nie. Shame, dis 'n tawe een om, maar okay. Dis deel van die lewe om Hy leer hulle sakgeld en hy leer hom onder druk vrae te antwoord. Heinrich, ek probeer vir jou tyd hier. Sien jy dit? Dis eintlik net wat ek probeer doen. Wel, ek dink dit is as jy soos vir baie goeie soos byvoorbeeld ons nou ons eie klere koop. Ek dink dit is goed as jy vir die kinders soos dit laat leer want dit help hulle ook baie meer om soos want ek onthou Jano het toe hy nou moet sy eie klere moes begin koop het. Toe vind hy dat normale klere is ver te duur, so hy het sommer by tweedehandse winkels vir hom gaan klere koop. So dan leer hy die kinders om soos meer kreatief oor goeders te dink want dan aan die regte lewe gaan jy ook nie noodwendig altyd die geld hê om die nuwe goeders te koop nie. En dan weet jy van kleins af daarom van ander maniere om ook dit soos nog steeds in hande te kry as jy dit nodig het. Okay, baie dankie vir daai wyse woorde. Baie dankie aan die twee manne. Ons gaan hulle nou vervang met twee pragtige dames. Daar's hy baie welkom aan Nay en Lerike. Dis heerlik om julle twee saam met ons in die ateljee te hê en jou pa gaan vir julle eintlik 'n paar vragies vra, maar ek sal hier wees net om seker te maak ons hou hom binne sekere riglyne dat hy nou nie baie moeilik raak nie. So, ek gaan julle albei gou-gou vra. Dink julle moet sakgeld kry? Anay eerste en dan Lerike. Ja. Likkie? Ja. Okay, Anay, hoeveel geld dink jy moet jy kry omtrent? Ek weet nie, seker 100 'n maand of Okay, en waarvoor of meer? ja. Okay, waarvoor dink jy moet jy dit gebruik dan? Om dit te spaar en goeder te koop waarvoor ons begeer. Okay, so spaar en goed waarvoor jy begeer. Ek het al 'n bietjie reg geleer. Dit is 'n stapie in die regte rigting, Jaco. Lerike, hoeveel geld dink jy moet jy kry? Ek sal sê 100 'n maand. Okay, en wat sal jy dan met die 100 'n maand doen? Oor ja, pappa en mamma so baie vir ons werk sal ek vir julle geskenkies koop. O ja, sien jy? Daar verdubbel daai sakgeld onmiddellik. Ja, jy gaan R200 kry en jy kan hom ook bietjie meer kry want jy gaan meer spaar. Ja. So, ek wil gou by julle hoor. Dink julle maatjies kry sakgeld? Ja, Weet jy hoeveel aan hy? nee maar baie. Is dit? Wat dink jy is baie? Nee, ek weet nie. Dit is ek weet nie. Hoe weet jy hulle kry baie? Hoe sien jy dit? Hulle koop baie snoepie. Met hulle eie kaarte. Ja. En jy Ek Lietjie, moet sê my kinders het dit ook nogal vertel. Is dit? Dit is verskriklik. Lietjie, jou maatjies kry hulle sakgeld dink jy? Ek weet nie. Weet jy nie eintlik nie. Okay, en as ek nou vir julle sakgeld gee behalwe nou dat julle nou sê jy wil nou vir pappa en mamma geskenkies koop en jy wil van dit spaar en jy het gesê jy sal dit wil spend, waarop sal jy dit spend as jy dit nou spandeer? Snoepie. Nee, goeders wat onnodig is, wel wat ons wil hê wat julle dink baie dom is en wat ons wil graag hê, dan hoef julle nie julle geld daarop te spandeer nie. Jaco. So- Kan jy nie vir jou kinders net goed koop Wat hulle wil hê. wat hulle wil hê So, nie? so Anay, wat jy nou vir my sê is ek keer dat ons swak finansiële besluite neem en dan gee ek vir jou geld sodat jy swak finansiële besluite daarmee kan neem en dit mors. Is dit wat jy sê? Nie heeltemal. Dit is Jaco, net daai was 'n Daai is 'n baie laai. lelike vraag geweest. Ekskuus Anna, jy hoef nie daai een te antwoord. Hier is die hof, is jy die regter hierso wat keer? Ek is ek is hier vir die verdediging, Ja. edele. Lerike, waarop sal jy dit spandeer? Behalwe nou pappa en mamma. Soos wat sal jy koop? Ek weet sy wil eintlik spaar vir iets, maar dit is nie 'n baie goeie rede nie. Ek weet nie regtig nie. Ek sal speelgoed koop en ek weet nie. En waarvoor sal jy eintlik spaar, het jy al gesê?
Kan jy onthou? Ek word dit nie sien. Hoekom nie? Sê maar. Xbox. 'n Xbox. Hy wil graag 'n Xbox Maar dis hê. fantasties. Ja. Nee, dis 'n groot ding wat jy nie kontant kan koop nie en dit gaan jou 'n rukkie neem om te spaar. So ek dink dit is 'n baie goeie idee om daarvoor te spaar want jy gaan leer om getrou te wees. Jy gaan leer om iets te doen wat ongelooflik boring is. Ja. Jaco, jy sê altyd spaar en om skuld af te betaal is soos om te kyk hoe verf droog word. Daar's niks opwindends daar nie. OK, dankie julle twee dames. Julle kan net rustig hier sit. Ons gaan net gou-gou afsluit hierso hierdie episode. So prof, ons het nou met jou kinders gepraat wat ek wil amper sê as ek dit nou moet erken. Ek mag dit nie julle moet nou julle ore toedruk want ek gaan nou wat ek nou sê mag julle nie hoor nie. Nee, ek spot sommer. Ek dink jy doen dit beter. Ek dink ek kan by jou leer oor hoe ek dit doen met die kinders. Ek dink hulle is ongelukkig nog bietjie klein vir al Rika. So ons het al begin praat van sakgeld. Hulle het al my al gelê as ek ek gaan dit doen, maar kom net nie so ver nie. So ek dink na vandag besef ek as aanbieder, mede-aanbieder dat ek so 'n bietjie moet iets daaraan doen en ek besef net hoeveel kan kinders leer deur die bestuur van sakgeld. So ja, dis wat ek geleer het. Jaco, ek kan nie glo ek gaan dit doen nie, maar gaan so 'n bietjie daarom vir jou opkom. Ek moet sê ons het met Jano eers begin toe hy hier graad 7 was op pad in hoërskool toe gegaan het. Ek het iemand my nou die dag gevra, toe gaan kyk ek van wanneer af het ons al sy begroting. So dis dalk nou 'n goeie tyd dat ons hierdie episode het om vir julle 'n bietjie sakgeld te kry. O, julle gaan lekker vakansie hou Desember met hierdie sakgeld wat julle gaan kry. So ja, om dan saam te vat, ek wil regtig die kykers en hierdie kom nou uit my hart uit aanmoedig. Hierdie gaan moeite wees. Hierdie gaan tyd van jou vat, maar investeer dit in jou kinders se toekoms in. Dis vir my een van die belangrikste goed is dat my kinders nie dieselfde foute hoef te maak wat ek gemaak het nie. Ek het nou die dag vir my oudste gesê, Boeta, jy is pappa 20 jaar vooruit met wat jy nou al weet en hoe jy jou goed doen. So spandeer hierdie tyd om te belê in jou kinders. Ja, en is nie net 'n belegging in jou kind nie, prof, is 'n belegging in jouself, want as hulle finansies goed kan bestuur, dan hoef jy nie eendag vir hulle te sorg nie en hulle kan dalk so 'n bietjie help vir jou as dit nodig is. So, nee, dis so 'n bietjie op 'n ligter noot. Ons hoop julle het iets geleer. Ons hoop julle het ietsie uitgevat en dat julle sakgeld sal gebruik om julle kinders so 'n bietjie meer te leer van finansies. Totsiens. Totsiens.